Goeiemôre vriende, dit is vandag Woensdag 11 Februarie 2026. 'n Wonderlike dag, ons is midsomer. Ek hoop julle geniet sommer net hierdie dag. Kom ons raak net so 'n wyle stil. Here Paulus kom sê vir ons in 1 Korintiërs 13, as ons nie liefde het nie, is ons soos 'n klinkende metaal en 'n galmende simbaal. Hy kom sê, ons kan nou maar preek dat die spoeg spat, ons kan allerlei ander dinge doen, maar as ons nie liefde het nie, is ons niks. Daarom kom sê aan die einde, hy sê geloof, hoop en liefde, maar die belangrikste is die liefde. Here, en wanneer ons daarna kyk, dan besef ons, dit is inderdaad waar. Here, want U het gekom, U is 'n mens geword uit liefde uit. U is gekruisig vir ons uit liefde uit. En bovenal leer ons, God is liefde. Leer ons in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Mag dit wees dat ons hierdie liefde van U uitstraal in 'n gemeenskap wat liefde so dringend nodig het, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan met 1 Timoteus, ons is amper klaar, dit is maar korterige hoofstukkies hierdie, dit is maar, hy het maar 5 hoofstukke en ons is inderdaad nou in hoofstuk 5. En ons het gister 'n bietjie aangegaan met die wederkoms waar Paulus vir hierdie mense sê in Thessalonika, wat in hierdie omgewing is waar die heidene hulle omring, 'n klein groepie van hulle wat vir die Here uitstaan, vervolg word omdat hulle vir die Here uitstaan, en wat hulle ook gewaarsku het omdat hulle nie weer moet terugval amper al nie, want dit is so maklik om weer na die ou wete te gaan, en wat hy dan net vir hulle dan help, waar hy ook vir hulle sê hoe ongelooflik lief hy vir hulle is, en hoe spesiaal hy hulle is. Dit het ek gister in detail weer deurgegaan. En dan kom sê hy in hoofstuk 5 vers 4, hy sê, maar broers, hy sê eers, kom ons vat die vorige vers, hy sê die wederkoms sal soos 'n dief in die nag kom. Wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval, soos geboortepyne 'n swanger vrou, en niemand sal ontkom nie. Maar broer, sê hy, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. So wat kom sê hy vir hulle? Hy kom sê, onthou nou, hy het met hulle gepraat, wat is die groot goed wat hy vir hulle gesê het? Hy het vir hulle kom sê, ek het met Timoteus het ek dit gehoor, ek het by 'n klomp plekke gehoor, geloof en liefde is daar by julle, né? Dit is die goeie nuus, hierso in hoofstuk 3 vers 6 waar hy sê, nou is Timoteus van julle af terug by ons, en hy het ons die goeie nuus gebring van julle, geloof en liefde. So dit is binne, so hy kom sê vir hulle, hoor hierso, ek het vir julle sê, wat is julle identiteit? Julle identiteit is mense waar daar geloof is in Jesus Christus. Ek is so trots op julle, sê hy. Dat hy vir hulle sê, hierso vriende, op die ou ende, hierso, ek net gou kyk, hierso in vers 5 van hoofstuk 3 sê hy sê, toe ek het nie langer kon uithou nie, want hy verlang na hulle, hy sê, het ek vir Timoteus gestuur om vas te stel, hoe dit met julle geloof staan, of die verleier julle nie reeds verlei het, en al ons harde werk op niks uitgeloop het, en dan kom die vers wat ek nou net gelees het, waar hy sê, Timoteus het van julle af teruggekom, en ons die goeie nuus gebring van geloof en liefde, So terwyl hulle in die heidense omgewing was hulle mense van lig, was hulle mense wat geloof uitgedra het en liefde uitgedra het, liewe vriende, wat die mense in die omgewing verander het. Daarom moet hy, maar broers, julle leef nie in die duisternis, die dag sal julle nie soos 'n dief voorval nie. Moenie worry nie, moenie worry oor die wederkoms nie, moenie worry wanneer hierdie goeders kom nie. Julle is mense van die lig, julle lewe in die lig, julle volg Jesus Christus, julle het liefde vir alle mense. En dan gaan hy aan sê, julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Wat bedoel hy daarmee? Daarmee bedoel hy net, ons is nie mense wat nie vir Jesus lief het nie. Ons is mense wat Jesus lief het. Mense van die nag in hierdie sin, is mense wat teen Jesus kies. Want ons het baie godsdienste op hierdie stadium in die wêreld, en prominente godsdienste wat teen Jesus kies, wat hom nie erken nie. Dis mense van die nag, kom sê Paulus. Hy sê, julle is nie mense van die nag nie. Julle is nie mense van die duisternis, sê hy. Hy sê dan in vers 6, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees, Kom sê hy vir hierdie mense, so ons moet die heeltyd so lewe, en hierdie liefde bou het uit, kom sê hy vir julle geloof bou julle uit, dat julle altyd wakker sal wees in hierdie wêreld wat vol
vol duisternis is, in hierdie wêreld waar mense nog nie vir Jesus aangeneem het, waar mense die snaakste ideologieë en godsdienste aanhang. Julle is in daai tyd, julle moet wakker bly en julle moet nugter wees. Hy sê in vers 7, die wat slaap is van die nag, né? Hy sê hierdie ouens wat slaap, so hierdie slaap, hulle is nie wakker, hulle kan nie sien wat gaan aan nie. Hulle is mense wat die Christus herken nie. Liewe vriende, kom sê, en die wat hulle drink is van die nag. Nee, hy gooi sommer daar iets in. En die wat hulle drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing is helm. Nou is dit nie amazing, liewe vriende. Hy kom sê eintlik vir hulle, hy kom net weer en kom bevestig 'n paar goed. Hy kom sê onthou nou julle is mense van die geloof. Hy sê maar in hierdie moeilike tyd, in die tyd wat jy na die wederkoms toe gaan, moenie slaap nie, wees nugter. Spit jou toe op die verlossing, spit jou toe op die liefde, spit jou toe op die geloof, kom sê hy, né? En dan sê hy vir hulle hierso, wees nugter. Julle moet geloof en liefde as borsharnas sê. Hoekom is 'n borsharnas so belangrik? Daai tyd met die pyle, die bo en die goed, jou hart sit mos hierso. So dit het die pyle gekeer, né? En daarom kom sê hy vir hulle geloof en liefde as borsharnas. Dit is die een ding wat jou sal maak survive in hierdie wêreld. Borsharnas sal jou keer teen die aanvalle van jou duiwel. As jy geloof het en jy het liefde, gebruik dit as 'n borsharnas om jou te beskerm teen die bose. En dan sê hy en die hoop op verlossing as helm. Hoekom het jy 'n helm op? Weereens as ouens jou met 'n swaard slaan of wat ook al, kan hy nie jou kop beskadig nie, kan hy jou nie seermaak nie. Daarom sê hy die hoop maak, as jy 'n lewende hoop het, 1 Petrus kom sê op grond van die opstanding, het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat ook in die hemel vir ons in bewaring gehou word. Hy sê daai hoop moet jy die hoop op verlossing as helm, moet jy altyd weet, want verlossing is daar. Die Here Jesus het vir ons gekruisig, hy het opgestaan, hy kom weer, almal gaan eendag by hom wees, né? Kom sê hy vir hulle. So, hy sê daai ding moet julle opsit, moet nooit dat 'n vyand julle kom iets anders in julle kop praat, dat daar nie 'n hoop is nie, dat daar nie 'n lewende hoop is nie. Sit daai helm op dat julle nie julle kop kan beskerm het, hulle nie julle denke die mekaar gooi vir julle klomp ander ideologie en nonsens in julle kop te kom inprent, kom sê Paulus vir hulle, né? Dan sê hy, God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word, né? Want Paulus is uitgekoop en verkoop aan Jesus. Paulus wat op die pad van Damaskus vir Jesus ontmoet het. Paulus wat aanvanklik eers die Christene vervolg het, doodgemaak het. Hierdie Paulus, liewe vriende, is radikaal tot bekering gekom. Hy weet Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Daar's niemand en niks anders as Jesus Christus in die lewe nie. Daarom sê hy, God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Want liewe vriende, as jy nie glo in Jesus Christus nie, as jy onder die wet, dan sal jy eendag daar staan en dan meet en dan sal moet nou slegte sondes en goeie sondes, of nie slegte en goeie sondes, jy kry nie so ietsie. Jou goeie dade en slegte dade, né? Dan word jy geweeg. Jy sal nooit jou goeie dade, jou slegte dade ooit kan uitweeg nie, né? So ons is deur genade gered, deur geloof alleen, deur Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis. En mense wat dit nie glo nie, ongelukkig vriende, sal hulle die ewige lewe en die wederkoms, as die wederkoms sien, nou, hulle gaan op 'n verkeerde plek wees in die wederkoms, né? Maar hulle sal nie by Jesus opeindig nie, want teen hom gekies. Hy het ter wille van ons gesterwe, kom sê Paulus weer vir hulle, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. En dan kom sê hy vir hulle, praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. Nee, ek moet sê, ek beamen net weer dat weet julle doen dit reeds. En hierdie mense wat tot bekering gekom het, wat tussen hierdie heidene bly, wat vervolg word, liewe vriende, hulle versterk mekaar ook met hierdie woorde om te sê, onthou die verlossing, Jesus het ons verlos en hy kom weer en ons gaan vir altyd by hom wees. Vriende, glo dit vas, moenie dat iemand jou ooit van hierdie waarheid laat afsien. Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe. Jy gaan nie by die Vader uitkom behalwe deur hom. Ons kan diplomaties wees, ons kan wat ook al wees, maar vriende, dit is die boodskap en dit is die ware boodskap. My 5 sent. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.